Goeiedag en baie welkom by Sin Maak vandag. Sin Maak waar ons saam sin maak oor die skrif en die wil van die Here, soos ons dit lees in 1 Petrus 3 vers 1 tot 12. Ons lees vandag saam weer, soos ouer gewoonte, 2020 vertaling, daarna breek ons die teks vir ons fyner oop. Vers 1, net so, vrouens, moet julle aan julle eie mans onderdanig wees, sodat, selfs indien sommige aan die woord ongehoorsaam is, ook hulle, sonder 'n woord, gewen kan word deur die manier waarop julle leef, omdat hulle julle rein, eerbiedig leefstyl raak sien. Julle skoonheid moet nie op uiterlike dinge berus nie, soos die vleg van hare, die dra van goue juwele of die aantrek van elegante klere nie, maar op dit wat in die mense hart verborge is, die onverganklike skoonheid van 'n sagge aarde en rustige gees, wat in God se oë baie kosbaar is. So het ook die heilige vroue, wat op God gehoop het, hulself immers destyds versier, deur aan hulle eie man onderdanig te wees. So Sara aan Abraham gehoorsaam was, toe sy hom as Heer aangespreek het. Julle het haar dogters geword, as julle doen wat goed is, en julle is nie deur enige dreigemente laat afskrik nie. Net so, mans, julle moet in julle lewe saam met julle vrouens begrip toon vir hulle, as die swakker geslag, en hulle, as mede-erfgename van die gawe van die lewe, met respek behandel, sodat julle gebede deur niks belemmer word nie. Ten slotte, wees almal eensgesind, meelewend, vol broederlike liefde, vol ontferming, nederig, mense wat nie kwaad met kwaad vergeld, of skeldtaal met skeld nie, maar inteendeel, wees mense met seën, of wees mense wat seën, omdat hulle daartoe geroep is, sodat julle seën as erfdeel kan verkry. Immers, wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil beleef, laat hy sy tong weerhou van wat sleg is, en sy lippe daarvan om bedrog te spreek, en laat hy afwyk van die kwaad en die goeie doen, laat hy vrede soek en dit najaag, want die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke, maar die aangesig van die Here is teen die wat verkeerde dinge doen. Alright, so vandag in die teks sien ons daar's 'n paar dinge wat vir baie mense dalk ongemaklik is om te hoor. Maar kom ons breek die teks oop en kyk na die fynere besonderhede. So in vers 1 sien ons net so. Dit impliseer dat daar is iets wat reeds gesê is waarop hy nou sin speel. En wat hier gesê is, lees ons in 1 Petrus 2, 13 en 18, waar hy sê, die vrouens moet soortgelyke maniere uitleef, soos wat in daardie deel van die brief staan. Hulle moet hulle eie mans, natuurlik hier impliseer dit, so jou eie man, natuurlik, die vrou is getroud aan een man, so jou eie man onderdanig wees. So onderdanigheid hierso is daar twee elemente. Eerstens, die erkenning van gesag wat daar is. En die tweede deel van hierdie is jouself onder die geslag stel, die gesag stel wat daar is. So met onderdanigheid sien ons hierso, beklemtoon hy eerstens dat daar moet erkenning gegee word, dat onderdanigheid beteken dat jy sien daar is gesag wat oor jou gestel is. Ten tweedens, om jouself onder daardie gesag te stel. So hier in hierdie konteks, en konteks is die belangrikste deel wat ons in gedagte moet hou, is dat die vrou haarself onderdanig moet stel aan haar eie man. Die vrou moet erken dat daar 'n gesagsstruktuur ook is in die gesin, die man is die hoof van die huis, en die vrou moet haarself onder sy gesag stel, of sy moet onderdanig wees. Nou dit beteken beslis nie, 'n vrou is 'n slaaf nie, dis glad nie wat hier staan nie. So sy moet onderdanig wees aan wie? Aan alle mans? Nee, aan haar man. Sodat selfs indien sommige aan die woord ongehoorsaam is, nou hierdie woord waarvan gepraat word, is natuurlik die skrif, so as daar sommige mense is, of vrouens is, wat aan die woord ongehoorsaam is, dat daardie ongehoorsame mense kan gewen word. Hoe? Soos wat daar staan, sonder 'n woord. Sonder 'n spesifieke woord. Die oorspronklike bedoeling is om te sê, sonder om iets spesifieks te sê, kan hierdie mense dan gewen word, as gevolg van wat? Vers 2, omdat hulle julle rein, eerbiedige leefstyl raak sien. So ongelowige mense of ongelowige vrouens kan gesien word, of kan raak sien dat gelowige vrouens hulle mans onderdanig is,
en dat hulle daadwerklik leef volgens die wil van die Here in die huisgesin ook. Die vrouens is nie net besig om te doen wat hulle wil, net buite die wil van die Here nie, maar hulle sien dat, jy is eerbiedig aan die leefwyse wat die Here vir ons gee, en jy lewe rein met net jou een man. Jy is nie losbandig nie. Hy gaan verder in vers 3. Nou praat hy nog steeds met die vrouens. Julle, vrouens, skoonheid moet nie op uiterlike dinge berus nie. En hier is een van daai verse wat nie almal so baie lief is voor nie. Want hierso sê hy, die vrou hoef nie allerhande juwele of haarvlegsels of elegante klere te dra nie, en hy gee die 3 spesifieke voorbeelde. Moenie die vleg van hare, die dra van goue juwele en die aantrek van elegante klere nie. So die vrouens moenie meer moeite doen met dit as met hulle eie verhouding met hulle man of met hulle verhouding met die Here nie. Dit is waarop dit neerkom. Dit gaan nie hier oor die juwele of die vleg of die aantrek van elegante klere nie. So wanneer ons hierdie vers sien, moet ons 'n gedagte hou dat baie mense sou baie mooi aangetrek het en goue goeders aangetrek het, juwele en mooi klere en so, en dan sien mense hulle raak en dink, kyk nou net daar. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor, soos dit ons dan gou verder sien, in vers 4, oor die hart wat in die hart van die mens verborge is. Die onverganklike skoonheid van 'n sagge aarde en rustige gees. Nou, sagge aarde en rustige gees is eintlik dit wat raak gesien moet word. Nie die klere of die juwele of wat ook al nie, maar die gesagge aarde en rustige gees wat daar is. En dit is vir die Here ook meer kosbaar, want ons sien daarso wat in God se oë baie kosbaar is. So beteken dit dat ons mag nou nie mooi aantrek, of mag ons nou nie meer goue juwele aansit, of ons hare vleg of nie? Nee, glad nie. Want wanneer ons nou sê, nee, jy mag nie hare vleg nie, dan haal ons dit heeltemal uit konteks uit. Dit is nie wat hier bedoel word nie. So nee, vleg nog steeds daai hare as jy daai hare wil vleg, maar dit is belangriker om nie raak gesien te word vir die uiterlike skoonheid nie, maar die innerlike sagge aardheid en 'n rustige gees wat daar in die mens behoort te wees. Nou, wanneer ons sien, hier staan die verborgde ding in die hart, kan ons ook amper so sê, dat die dinge wat niemand anders sien nie. So daai verhouding en die manier hoe jy is teenoor ander mense. En dit vloei voort na die sagge aard en 'n rustige gees wat daar behoort te wees. Nou, wat beteken dit? Sagge aard beteken dat ons nie aggressief is nie, en dit beteken ook dat ons nie ontwrigtend is nie. Dat daar nie 'n gees van ontwrigtendheid gesaai word nie. So ons gaan nou nie net enige vergadering of enige Bybelstudie of enige prediking of enige samekoms net ontwrig omdat ek nou skielik veronteer voel nie. So dit is glad nie. Daar's ander maniere en regte maniere om dit te hanteer. Maar hier staan dit dat ons moet fokus op die sagge aardheid en die rustige gees wat in die oë van die Here baie kosbaarder is. Goed, hy gaan verder na vers 5 toe. So het ook die heilige vrouens wat op God gehoop het, hulself immers destyds versier deur aan hulle eie mans onderdanig te wees. Vers 5 gee vir ons dan nou die kruks van die saak. Hy verwys eerstens destyds na die vrouens van die Ou Testament. Hulle was onderdanig aan hulle eie mans, die wat hulle in verhouding mee gestaan het en in 'n huwelik mee was, en hulle was afgesonder vir wie? Vir eerstens vir God, en tweedens afgesonder vir die Here, of vir hulle mans na die Here. En hulle was heilig, afgesonder met 'n spesifieke doel. Wat is die doel? Om onderdanig te wees aan hulle mans, maar ook 'n seën te wees vir ander, in daai, soos vers 4 sê, sagge aarde en rustige gees van die vrou. En dan gee hy 'n voorbeeld in vers 6, soos Sara en aan Abraham gehoorsaam was, toe sy hom as Heer aangespreek het. Nou hierdie Heer beteken nou nie, ons moet dit net verstaan dat dit nie beteken Christus of God nie, dit beteken bloot meester of leermeester. Sy erken die gesag wat haar gestel is oor haar. Soos dat elke vrou in 'n huwelik die gesag van haar man as hoof van die huis moet sien. Nou, ongelukkig gebeur dit dat in ons sekulêre samelewing waarbinne ons bly, dat mans baie keer, nie almal nie, maar baie gevalle gebeur dit dat mans nie meer leiding neem nie. En die hele gesin se ruggraat val dan in mekaar, want die man is nie meer aan stuur van sake nie. En dan sien ons die teendeel begin gebeur van vers 4,
waar daar nie meer 'n sagge aarde en rustige gees seevier nie, maar dat daar dan uiteindelik 'n ontwrigtende gees is in 'n huishouding, en dan gaan dit ook voort in die gemeenskap en die samelewing, en dan ook uiteindelik in die gemeente. So, julle het dogters geword. So, nou praat hy met die vrouens van die Nuwe Testament weer. Julle het dogters geword van Sara, maar daai as wat daarna kom, dit is die voorwaarde wat nou moet, julle doen wat goed is. So as jy nie doen wat goed is nie, kan jy nie sê dat jy 'n nageslag is van Sara nie. Jy is nie soos die vrouens van die Ou Testament nie. So as jy doen wat reg is, en jy nie deur enige dreigemente laat afskrik nie, en nou hier kom die geloofsvertroue en geloofsekerheid, wat daar ook te vind is in die Here, na vore. Nou is hy klaar gepraat met die vrouens, en dan gaan hy oor en dan sê hy, net so mans, moet julle in julle lewe saam met julle vrouens begrip toon vir hulle, as die swakker geslag. Nou, hier sal baie feministe nou opstaan en sê, maar ons is nie die swakker geslag nie. Maar dit is nie wat hier staan nie. So wat hier gaan is, die swakker geslag dui op iets wat makliker beskadig word. Vrouens is nie soos mans nie. Daarso is 'n spesifieke rol vir 'n vrou in 'n samelewing, in 'n gesin, dieselfde met die man. En dit beteken nie dat daarso is 'n patriargie sisteem wat nou gevolg word nie. Dit is bloot hoe dit is. Daarso is 'n hiërargie van die man is die hoof van die huis, die vrou versorg en ondersteun en bemoedig, en dan moet die kinders ook onderdanig wees aan die vrou en die man. Dit beteken nie dat hulle nou onderskikkend van mekaar is nie, maar dat die man die hoof van die huis is, en hy moet die vrou ook beskerm. So hy moet die vrou beskerm, want sy is makliker beskadigbaar. Sy kan baie makliker ingee vir ander vrouens wat ook mooi dinge aan het en mooi juwele aan het en hulle garmering so opgesit het dat dit lyk of ons 'n masker net kan afhaal. So baie maklik kan 'n vrou beïnvloedbaar word deur ander vrouens deur die uiterlike. En daarom moet die mans ook begrip toon daarvoor. Maar nou weer eens wat hy gesê het en wat hy nou ook hierso sê is as mede-erfgename van die gawe van die lewe. So die vrouens is gelykstaande aan die mans in die erfdeel wat hulle gekry het in Christus. So die mans moet dit in gedagte hou wanneer hulle 'n vrou wat swakker geslag is, beskerm en bewaar en begrip moet hê vir die vrou ook in sy lewe. Vers 8 gaan hy oor en hy sê ten slotte, wees almal eensgesind. Dis die eerste ding. So nou gee hy riglyne van hoe om dan nou te lewe. So eerstens wees eensgesind, tweedens meelewend, derdens vol broederlike liefde. Natuurlik kan ons broederlik verander met sisterlik ook, so sisterlike liefde teenoor 'n broer of suster in die gemeente en die gemeenskap van gelowiges. Vol ontferming, nederigheid, en dan vers 9 wat sê mense wat nie kwaad met kwaad vergeld of skeldtaal met skeldtaal nie. Nou daai vers 9 bevestig dat ons kan nie sê nee, maar hy het dit gedoen aan my, so nou moet ek dit terug doen aan hom nie. Want dit is kwaad met kwaad vergeld en dit is juist die teendeel van wat daar gesê word in die skrif. Sodat jy 'n seën as erfdeel kan kry. Ons sien ook daarso staan wees mense wat seën omdat jy daartoe geroep is. Dit is iets wat direk uit die Ou Testament uitkom waar God ook vir sy volk sê, julle moet 'n seën wees tot ander. Vers 10, 11 en 12 dan. Immers wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil beleef, laat hy sy tong weerhou van wat sleg is. So met ander woorde, eerstens moenie skinder nie, tweedens moenie vuil taal hê nie, derdens moenie sleg praat of kwaad praat van 'n ander nie, en sy lippe daarvan om bedrog te spreek, leuns, duidelik wat hy van hier praat, en laat hy afwyk van die kwaad en die goeie doen, laat hy vrede soek en dit najaag. So ons moet afwyk, wegbeweeg, wegdraai van die kwaad en die goeie doen. Wat is die goeie? Dit is wat ons sien in vers 8, daai 6 verskillende elemente. Vers 8 in die begin van 9. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore is oop vir hulle gebedsversoeke. Maar die aangesig van die Here is teen die wat verkeerde dinge doen. So dit handel volgens die wil van die Here en hoe ons in sy wil lewe. Want as ons nie in die wil van die Here lewe, dan kan ons nie verwag van die Here om aan ons goedhartigheid te bewys en ons gebede te verhoor ensovoorts nie. So, dit is ook iets wat ons amper aan herinner word in 2 Kronieke
14 en 15 waar koning Asa sê, of hy hoor van die profeet wat sê, Odet, wat sê, bly by die Here en hy sal by jou bly, maar wyk van die Here af en hy sal van jou wegdraai. So, ons sien dan nou in hierdie teks hoe ons die gesag, die nederigheid, die onderdanigheid aan gesagstrukture, ook in die huwelik, moet herken en daarvolgens lewe. Nie uit dwang uit nie, maar uit die dankbaarheid uit dat God dit wel daar ook gestel het vir my en jou. Ek hoop 1 Petrus 2 of 1 Petrus 3 het vir ons sin gemaak, vers 1 tot 12. Volgende keer kyk ons vanaf vers 13 verder in die 2020 vertaling. Tot volgende week, totsiens.